Die luukse Mercedes-Benz kom tot stilstand voor die indrukwekkende Hooggeregshof in Kaapstad. Adv Pieter van der Merwe, 'n imposante figuur in sy handgemaakte pak, stap uit en gooi die sleutels na die parkeerassistent. Die son weerkaats op sy goue Rolex-horlosie terwyl hy sy aktetas van ingevoerde Italiaanse leer gryp. Hy stap die trappe op met die selfversekerdheid van 'n man wat nog nooit 'n belangrike saak verloor het nie. "Goeiemôre, Adv van der Merwe," roep 'n jong klerk wat hom sien aankom. Die regter wag reeds. Pieter knik net effens, skaars bewus van die jonger man se bestaan. Vir hom is hierdie net nog 'n dag, nog 'n oorwinning wat wag. Hierdie keer verteenwoordig hy die vervolging teen 'n sogenaamde tradisionele geneeser, 'n man wat hy as niks meer as 'n bedrieger beskou nie. Binne die imposante hofsaal neem hy sy plek in voor die regterbank. Die houtpanele en koloniale argitektuur herinner aan 'n ander era. In die beskuldigde bank sit Themba Ndlovu, 'n skraal man in sy laat 30's, in die oranje oorpak van 'n aangehoudene. Sy hande is voor hom gevou, sy oë op die vloer gerig. Hofsaak 347, die staat teen Themba Ndlovu, kondig die hofsekretaris aan. Regter Willem Botha, 'n ernstige man van 64, beweeg sy rolstoel agter die regterbank in. 10 jaar gelede was hy in 'n motorongeluk wat sy ruggraat beskadig het, maar dit het nie sy reputasie as een van die strengste regters in die Wes-Kaap verminder nie. Sy grys oë mis niks terwyl hy die hofsaal bestudeer. "U kan begin, Adv van der Merwe," sê regter Botha met 'n stem wat gesag dra. Pieter staan op, knoop sy baadjie vas en begin met 'n glimlag wat meer na 'n roofdier lyk as na 'n mens. "Dankie, U Edele. Vandag bring ek voor hierdie hof een van die mees flagrante gevalle van bedrog wat ek in my loopbaan teëgekom het. Die beskuldigde, Themba Ndlovu, het homself voorgedoen as 'n tradisionele geneeser, 'n sangoma met buitengewone kragte. Maar in werklikheid is hy niks meer as 'n slinkse bedrieger wat die wanhoop van kwesbare mense uitbuit nie." Pieter loop stadig voor die regterbank, elke beweging berekenend. Hy trek 'n foto uit sy leer en hou dit op. "Hierdie is Mef. Elise Venter, 'n vrou met terminale kanker. Die beskuldigde het haar oortuig dat hy haar kon genees as sy hom 50,000 betaal. Natuurlik het sy toestand net vererger en nou is sy beswaar, U Edele." Die stem van die openbare verdediger, Adv Nomsa Khumalo, klink amper verontskuldigend. Die vervolging lei die hof met ongegronde beweringe. Regter Botha kyk na die jong verdediger. "Adv Khumalo, ek verwag beter van u beswaar afgewys." Nomsa se skouers sak. Hierdie is haar eerste groot saak en almal in die hofsaal weet dat sy geen kans staan teen die berigte Pieter van der Merwe nie. Pieter glimlag weer en sy oë glinster van oorwinningsgenot. "Dankie, U Edele. Soos ek wou sê, hierdie man het talle slagoffers. Hy het hom voorgedoen as iemand met die vermoë om mense te genees, terwyl hy geen mediese kwalifikasies het nie. Dit is niks minder as bedrog en die onwettige beoefening van geneeskunde." In die publieke galery sit 'n paar mense wat na die verrigtinge kyk. In een hoek sit 'n groep in tradisionele klere ondersteuners van Themba. Aan die ander kant sit van die sogenaamde slagoffers wat die staat opgeroep het. Die beskuldigde het sy slagoffers beloof dat hy hulle van allerhande kwale kon genees, van hoofpyne tot ernstige siektes. Hy het beweer dat hy 'n gawe het in verbinding met die voorvadergeeste. Maar daar is geen bewyse vir sulke beweringe nie, slegs die spore van sy bedrog. Terwyl Pieter praat, bly Themba doodstil, sy oë nou op die regter gerig. Daar is geen teken van vrees of bekommernis op sy gesig nie, net 'n kalm gelatenheid wat selfs Pieter effens ongemaklik maak, al sou hy dit nooit erken nie. "U Edele, ons sal bewys dat die beskuldigde mense bedrieg het vir sy eie finansiële gewin. Ons sal bewys dat hy krye en middels verkoop het wat nie net oneffektief was nie, maar in sommige gevalle selfs skadelik. Ons vra dat hierdie hof 'n voorbeeld stel deur die beskuldigde tot die maksimum tydperk van 20 jaar tronkstraf te vonnis." Regter Botha knik stadig. "Adv Khumalo, is u gereed om u kliënt te verdedig?" Nomsa staan op, haar stem sagter as die van haar teenstander. "Ja, U Edele. Die verdediging is gereed." "Dan kan u begin." Nomsa kyk na haar notas, dan na haar kliënt. "U Edele, Themba Ndlovu is 'n gerespekteerde lid van sy gemeenskap. Hy is 'n tradisionele geneeser, 'n rol wat deur ons grondwet erken en beskerm word. Meneer Ndlovu het nooit voorgegee om 'n mediese dokter te wees nie, en het nooit sy kliënte mislei oor die aard van sy praktyke nie.
Pieter lag byna hoorbaar, en die klank laat Nomsa se woorde in die lug hang. Meneer Ndlovu se voorouers was tradisionele geneesers, en hy het hierdie kennis van krye en tradisionele medisyne van sy oupa geërf, wat dit van sy oupa geërf het. Dit is 'n tradisie wat oor generasies strek. En waar is hierdie voorgeslagte nou? Atvkimalo het spot Pieter. Kan hulle dalk kom getuig oor hierdie wonderbaarlike gawes? Ad van der Merwe sê regter Botha streng, u sal u beurt afwag. Pieter buig sy kop in 'n skynheilige gebaar van respek, maar die glimlag bly op sy gesig. Soos ek wou sê, gaan Nomsa voort, maar haar selfvertroue is reeds geknak. My kliënt het nooit beloftes gemaak wat hy nie kon nakom nie. Die mense wat na hom gekom het dit uit vrye wil gedoen, met volle kennis van die tradisionele aard van sy praktyke. Terwyl Nomsa praat, sien Pieter hoe maklik dit gaan wees om hierdie saak te wen. Die verdediging is swak, die beskuldigde het geen geloofwaardige ondersteuning nie, en die regter lyk reeds oortuig van Themba se skuld. Buite die hofsaal begin donker wolke saampak, 'n storm wat oor Tafelberg aanrol. Die lug word swaar met spanning, net soos die atmosfeer in die hofsaal. U edele, sê Nomsa, daar is geen konkrete bewyse dat my kliënt enigiemand bedrieg het nie. Die staat se saak berus op hoorsê en vooroordeel teen tradisionele praktyke. Pieter kan skaars sy menagting verberg. Hy weet reeds wat die uitkoms gaan wees. Nog 'n oorwinning vir sy indrukwekkende rekord, nog 'n koerantopskrif oor die briljante advokaat wat die gemeenskap van 'n gevaarlike bedrieger gered het. Wat hy nie weet nie, is dat buite die hofsaal 'n klein figuur wag, 'n meisie met vasterade oë wat die loop van geregtigheid op 'n manier gaan verander wat niemand kon voorsien nie. Die oggend se verrigtinge vorder stadig, met Pieter wat elke geleentheid gebruik om die hof te herinner aan Themba se beweerde misdade. Hy roep die eerste staatsgetuie, 'n elegant geklede vrou met 'n uitdrukking van verontwaardiging op haar gesig. Mef. Venter, vertel asseblief vir die hof van u ervaring met die beskuldigde, sê Pieter, sy stem nou sag, simpatiek, 'n toneelspel wat hy tot perfeksie verfyn het. Elise Venter sit regop in die getuiebank, haar hande effens bewend. Ek was gediagnoseer met kanker. Die dokters het gesê hulle kan niks meer doen nie. Ek was wanhoopig. Sy kyk na Themba, wat steeds met dieselfde kalm uitdrukking sit. Hierdie man het gesê hy kon my genees. Hy het gesê sy krye en rituele sou die siekte uit my liggaam verdryf. Hy het 50,000 gevra. En het hy hom betaal, vra Pieter. Ja, ek het. Ek sou enigiets gedoen het om te oorleef. En het sy behandeling gewerk? Elise se oë vul met trane. Nee. My toestand het versleg. As ek nie uiteindelik terug na 'n regte dokter gegaan het nie. Pieter knik medelydend. Dankie, Mef. Venter. Geen verdere vrae nie. Regter Botha kyk na Atvkimalo. U kruisverhoor, Atvkimalo. Nomsa staan op, duidelik ongemaklik. Mef. Venter, het meneer Ndlovu ooit gesê dat sy behandeling 'n plaasvervanger vir mediese behandeling was? Hy het gesê dit sou my genees waar westerse medisyne gefaal het, antwoord Elise beslis. Het hy spesifiek gesê dat u nie mediese behandeling moes kry nie? Elise aarzel. Nie direk nie, maar. Net ja of nee, asseblief, sê Nomsa, wat 'n bietjie selfvertroue vind. Nee, erken Elise. En is dit waar dat u eers na meneer Ndlovu gegaan het nadat u mediese dokters gesê het hulle kan niks meer doen nie? Ja, maar. Dankie, geen verdere vrae nie. Pieter glimlag selfvoldaan. Die verdediging se poging was swak en almal in die hofsaal weet dit. Terwyl die verhoor vorder, roep hy nog getuies, almal met soortgelyke verhale van gewaande hoop en uiteindelike teleurstelling. Gedurende 'n kort pouse stap Pieter na buite om 'n oproep te maak. In die gang sien hy 'n klein meisie in 'n ligte blou rok en haar vlegsels wat in 2 poniesterte hang. Sy lyk verlore, maar daar is iets in haar oë, 'n intensiteit wat hom 'n oomblik laat stil staan. Is jy verdwaal, kleintjie, vra hy, meer uit irritasie as besorgdheid. Die meisie kyk na hom met oë wat ouer lyk as haar jare. Nee, oom. Ek weet presies waar ek is. Daar is iets in haar stem wat hom laat frons, maar hy haal sy skouers op en stap aan. Hy het belangriker sake om aan aandag te gee. Terug in die hofsaal neem regter Botha sy plek in, sy vingers trommelend op die armstene van sy rolstoel, 'n gewoonte wat hy ontwikkel het in die 10 jaar sedert die ongeluk. Die verdediging kan nou sy saak aanbied, kondig hy aan.
Nomsa staan op en met 'n stem wat sterker klink as vroeër, roep sy haar eerste getuie, die verdediging roep Bongani Mbeki. 'n Waardige ouer man met 'n kierie tree vorentoe. Hy dra tradisionele klere en beweeg met die statigheid van iemand wat respek aftoon bloot deur sy teenwoordigheid. Meneer Mbeki, wat is u verbintenis met die beskuldigde, vra Nomsa. Ek was Themba se mentor. Ek het hom geleer in die weë van ons voorvaders, die tradisies van genesing wat ons volk vir eeue gedra het. En hoe sou u Themba se vaardighede as tradisionele geneeser beskryf? Die ou man kyk reguit na Themba en 'n glimlag plooie sy verweerde gesig. Hy het 'n gawe. Selfs as kind kon hy dinge sien wat ander nie kon nie. Hy het 'n verbintenis met die geesteswêreld wat selfs ek na 60 jaar as 'n sangoma selde gesien het. Pieter staan op. Beswaar, u edele. Die getuie bied subjektiewe opinies aan, nie feite nie. U edele, reageer Nomsa vinnig, die staat het die bekwaamheid van my kliënt as tradisionele geneeser bevraagteken. Hierdie getuie is 'n erkende deskundige in tradisionele praktyke. Regter Botha dink 'n oomblik na. Beswaar afgewys. Die getuie mag voortgaan, maar beperk u getuienis tot waarneembare feite, meneer Mbeki. Bongani knik. Ek het Themba gesien terwyl hy talle mense gehelp het. Mense wat pyn gehad het wat dokters nie kon verlig nie. Kinders wat nie kon slaap nie vanweë nagmerries. Vroue wat nie kinders kon hê nie en nou moeders is. Het u ooit gesien dat Themba iemand mislei of bedrieg, vra Nomsa. Nooit. Hy neem slegs wat aangebied word en altyd in verhouding tot wat die persoon kan bekostig. Vir baie vra hy niks behalwe 'n dankie nie. Pieter se kruisverhoor is skerp en meedoenloos. Meneer Mbeki, glo u in spooke? Ek glo in die voorvaders wat oor ons waak, antwoord Bongani kalm. En feekies? Eenhorings miskien, spot Pieter en 'n paar mense in die hofsaal lag. Beswaar, roep Nomsa. Toegestaan, sê regter Botha streng. Ad van der Merwe, hou u vrae relevant en respekteer die getuie. Pieter buig sy kop, maar sy oë verraai sy menagting. Meneer Mbeki, kan u vir die hof vertel watter mediese kwalifikasies Themba Ndlovu het? Hy het die kwalifikasies van ons tradisie. Ek praat van regte kwalifikasies, meneer Mbeki. Van 'n universiteit. Van 'n mediese skool. Hy het nie sulke papiere nie, maar... Dankie, geen verdere vrae nie. Die dag vorder en die saak teen Themba lyk al hoe sterker. Pieter roep mediese deskundiges wat verklaar dat Themba se remedies geen wetenskaplike basis het nie, en dat sommige van sy kruiemengsels selfs gevaarlik kan wees. Deur dit alles sit Themba stil, sy oë nou en dan op die hofsaal deurgerig, asof hy iets of iemand verwag. Die regter begin ongeduldig raak, sy vingers trommel al vinniger op sy rolstoel. Gedurende die middagpouse trek Nomsa Themba eenkant toe in die konsultasiekamer. Ek is jammer, Themba, maar dit lyk nie goed nie. Van der Merwe is te sterk en die getuienis teen jou stapel op. Het jy enige ander getuies wat ons kan roep? Enigiets wat ons saak kan versterk? Themba glimlag vir die eerste keer daardie dag. Moenie bekommerd wees nie, suster. Die waarheid het 'n manier om aan die lig te kom. Een getuie gaan kom wat alles sal verander. Wie? Jy het my van niemand anders vertel nie, sê Nomsa gefrustreerd. My dogter, Lindiwe. Sy is net 7 jaar oud, maar sy het 'n gawe wat sterker is as myne. Nomsa skud haar kop. Themba, ons kan nie 'n kind in hierdie situasie betrek nie. Dit sal net van der Merwe meer ammunisie gee om jou as 'n manipuleerder uit te beeld. Vertrou my, sê Themba, sy stem kalm maar vol oortuiging. Lindiwe weet wat om te doen. Sy het 'n droom gehad, 'n droom wat die regter se lewe sal verander. Nomsa sug swaar. Ek hoop jy weet wat jy doen. Van der Merwe is soos 'n haai wat bloed ruik. Hy sal nie huiwer om selfs 'n kind te verneder as dit hom help om te wen nie. Sommige haie is so gefokus op die bloed voor hulle dat hulle nie die walvis agter hulle sien nie, antwoord Themba met 'n flikkering van 'n glimlag. Terug in die hofsaal begin die middagsessie. Pieter staan op om sy slootargument te lewer, sy selfvertroue onaangeraak deur die verdediging se pogings. U edele, begin hy, sy stem vol gesag, die feite van hierdie saak is duidelik. Themba Ndlovu het homself voorgedoen as iemand met bonatuurlike vermoëns. Hy het weerlose mense wat hulp nodig gehad het, uitgebuit vir finansiële gewin. Hy
Hy het beloftes gemaak wat hy nie kon nakom nie, en in die proses het hy sy slagoffers beroof van beide hul geld en hul laaste kans op behoorlike mediese behandeling. Hy beweeg nader aan die regterbank, sy stem nou laer, meer intens. Hierdie tipe bedrog is besonder veragtelik omdat dit mik op mense op hul kwesbaarste. Die staat vra dat u edele 'n voorbeeld stel deur die maksimum vonnis op te lê. 20 jaar tronkstraf om duidelik te maak dat ons samelewing nie sulke uitbuiting sal duld nie. Pieter kyk na Themba, 'n blik van minagting in sy oë. Die beskuldigde se sogenaamde tradisionele praktyke is niks meer as rookskerm vir bedrog nie. Daar is geen plek in ons moderne regstelsel vir sulke bygelowigheid nie. Dankie, u edele. Met 'n tevrede glimlag neem Pieter sy sitplek in, reeds vooruitdenkend aan die oorwinningsdrankies wat hy later met sy kollegas sal geniet. Die saak is so goed as gewen. Regter Botha se gesig bly onleesbaar terwyl hy na Adv Khumalo kyk. Die verdediging mag nou sy slootargument lewer. Nomsa staan op, haar hande effens bewend, maar haar stem vaster as vroeër. U edele, die saak teen my kliënt berus op misverstand en vooroordeel. Themba Ndlovu is 'n tradisionele geneeser, 'n erfgenaam van 'n eeueoue tradisie wat deur ons grondwet beskerm word. Sy beweeg vorentoe, moedversamelend. Die staat het nie bewyse gelewer dat my kliënt enigiemand doelbewus mislei het nie. Diegene wat hom besoek het, het dit uit vrye wil gedoen, met volle bewustheid van die tradisionele aard van sy praktyke. Hulle het na hom gekom nadat moderne medisyne hulle gefaal het, op soek na hoop waar daar geen was nie. Pieter rol sy oë op 'n manier wat die hele hofsaal kan sien, 'n gebaar wat Nomsa se woorde ondermyn. Sy ignoreer hom en gaan voort. U edele, tradisionele geneesers speel 'n belangrike rol in ons samelewing. Hulle bied nie net fisiese genesing nie, maar ook geestelike en emosionele ondersteuning. Hulle verbind gemeenskappe met hul voorvaders en tradisies. Om Themba te straf vir die beoefening van sy kultuur sou 'n ernstige onreg wees. Haar stem word sterker, gedryf deur oortuiging eerder as die vrees wat haar vroeër gepla het. Die grondwet van ons land erken die waarde van tradisionele praktyke en die regte van diegene wat dit beoefen. Om Themba Ndlovu te veroordeel sou wees om daardie beginsels te verloon en terug te keer na 'n tyd toe sekere kulture en tradisies as minderwaardig beskou is. Pieter staan skielik op. Beswaar, u edele. Die verdediging probeer nou die rassekwessie opper, wat heeltemal irrelevant is tot hierdie saak. Regter Botha knik. Toegestaan. Adv Khumalo hou by die feite van die saak. Nomsa sluk, haar momentum gebreek. Verskoning, u edele. Die punt wat ek probeer maak, is dat daar geen misdadige bedoeling by my kliënt was nie. Hy het opreg geglo in sy vermoë om te help en baie mense het getuig dat hy hulle wel gehelp het. Nie alle genesing kan gemeet word aan westerse mediese standaarde nie. Pieter lag nou openlik. Dit klink asof die verdediging nou vir heksery pleit, u edele. Miskien moet ons teruggaan na die middeleeue. Voordat regter Botha kan ingryp, gaan die deure van die hofsaal oop. Daar is 'n kollektiewe snak na asem wanneer 'n klein dogtertjie instap. Sy dra 'n ligte blou rok, haar hare in 2 netjiese vlegsels wat soos poniesterte hang. Sy is skaars 7 jaar oud, maar haar houding straal 'n selfversekerdheid uit wat die hele hofsaal tot stilte bring. Wat is die betekenis van hierdie, eis regter Botha, sy stem skerp van verontwaardiging. Die meisie stap stadig af in die middelgang, haar oë gefokus op die regter. Daar is 'n intensiteit in haar blik wat selfs die geharde Pieter laat ongemaklik voel. Dit is Lindiwe, fluister Themba, en vir die eerste keer verskyn 'n glimlag op sy gesig. Die hofbeamptes beweeg vorentoe om die kind te onderskep, maar regter Botha hou sy hand op om hulle te stop. Daar is iets aan die meisie wat sy aandag gevange hou. Lindiwe stop voor die regterbank en kyk op na die man in die rolstoel. Haar stem, wanneer sy praat, is verbasend duidelik en selfversekerd vir so 'n jong kind. Ek maak meneer regter loop as meneer my pa verdedig. Die stilte wat volg, word gou verbreek deur 'n uitbarsting van gelag, gelei deur Pieter se diep, spottende lag. Wel, sê hy, sy stem swaar van sarkasme, dit lyk asof die beskuldigde self sy eie kind inspann vir sy bedrog. Hierdie is werklik 'n nuwe laagtepunt, selfs vir 'n charlatan. Hy draai na sy assistente en fluister hard genoeg sodat almal kan hoor, nou stuur hulle selfs kinders om hulle vuil werk te doen. Watter sirkus? Regter Botha se gesig vertoon geen emosie nie, maar daar is iets in sy oë, 'n flikkering van iets. Hy kyk na Themba, dan terug na die meisie.
Jong dame, sê hy, sy stem nou sagter, jy kan nie net 'n hofsaal binnestorm nie. Hierdie is 'n plek van wet en orde. Lindiwe knik, asof sy die erns van die situasie verstaan. Ek weet, meneer regter. Maar ek moes kom, die voorvaders het gesê ek moet. Pieter staan op, sy houding teatraal. Hy trek sy dierbaadjie reg en stap na die meisie, sy houding neerbuigend. Liewe kind, sê hy, sy stem druipend van konsistensie, jou pa is 'n leienaar en 'n misdadiger. Daar is geen toer wat hom nou kan red nie. Gaan huis toe en laat die groot mense ernstige sake hanteer. Sy lag ekho deur die saal, vergesel deur 'n paar toeskouers. Maar Lindiwe bly onversetlik. Sy kyk direk na die regter en begin te praat, haar stem nou sagter, maar elke woord duidelik hoorbaar in die stil hofsaal. Meneer regter, sê sy, ek weet van die aand toe u nie meer kon loop nie. Dit was 10 jaar gelede. U was op pad huis toe van 'n diner. Dit was laat en dit het gereën. U motor het geskuif op die natpad naby Constantia. Regter Botha se oë rek wyd. Niemand het ooit die presiese besonderhede van sy ongeluk in die openbaar bespreek nie. U het probeer uitdraai vir 'n hond wat skielik in die pad verskyn het, gaan Lindiwe voort. Die motor het omgerol. Toe u wakker word in die hospitaal, kon u nie u bene voel nie. Die regter se hande klem om die armstene van sy rolstoel. Hoe weet jy dit, fluister hy? Ek weet ook van die droom wat u elke nag het, dat u weer kan loop oor die strand van Kampsbaai, waar u as kind gespeel het. Ek weet van die pyn wat u voel wanneer die weer verander, nie net in u rug nie, maar diep in u siel. Pieter se spottende glimlag begin vervaag. Die meisie se woorde is te spesifiek, te persoonlik om blote raaiwerk te wees. Dit is belaglik, sê hy, maar sy stem het sy selfversekerdheid verloor. Iemand het hierdie kind afgerig. Dit is 'n deursigtige toneelspel. Regter Botha ignoreer hom, sy oë vasgenaal op Lindiwe. Gaan voort, sê hy sag. Die dokters het gesê u sal nooit weer loop nie, sê Lindiwe. Maar hulle was verkeerd. Die voorvader sê u sal weer loop, vandag nog, as u die waarheid volg. Sy strek haar klein hand uit na die regter. As meneer my pa verdedig teen die leuen, maak ek meneer weer loop. Pieter tree vorentoe, nou duidelik ontsteld. U edele, ek dring aan dat hierdie vertoning gestaak word. Dit is 'n skending van hofprosedures. Hierdie kind behoort nie eens hier te wees nie. Maar sy woorde sterf op sy lippe toe hy iets onmoontlik sien gebeur. Regter Botha se gesig verander skielik. Sy oë rek wyd, nie van skok nie, maar van 'n sensasie wat hy in 'n dekade nie gevoel het nie. Warmte begin in sy tone versprei na sy enkels, sy kuite, sy knieë. Wat is dit, fluister hy, sy stem nou bewerig. Ek voel my bene. Die stilte in die hofsaal is oorweldigend. Selfs die geruis van papiere, die gekraak van stoele het opgehou. Elke oog is gerig op die regter, wie se gesig nou 'n mengsel van ongeloof en verwondering vertoon. Stadig, asof hy bang is dat die sensasie sal verdwyn as hy te vinnig beweeg, skuif regter Botha sy voet. Die leer van sy skoen skraap hoorbaar teen die vloer, 'n geluid wat soos donderweer in die doodstille saal weergalm. Pieter deins terug, sy aktetas val uit sy hand. Sy vingers bewe wanneer hy sien hoe die regter, wat vir 10 jaar vasgenaal was aan 'n rolstoel, sy ander voet ook beweeg. Dit is onmoontlik, mompel hy. Dit kan nie wees nie. Maar voor die verbaasde oë van almal in die hofsaal, plaas regter Botha sy hande op die armstene van sy rolstoel en begin homself op te stoot. Lindiwe staan steeds voor hom, haar hand uitgestrek, haar oë vol vertroue. Die regter kom stadig oorent, sy bene beweeg, maar houdend vir die eerste keer in 'n dekade. Hy staan daar, swak maar regop, sy gesig nat van trane terwyl hy afkyk na sy eie voete wat nou sy gewig dra. Ek staan, sê hy, sy stem gebreek deur emosie. Die hofsaal bly in geskokte stilte, behalwe vir 'n sagte snik wat van een van die toeskouers kom. Pieter se gesig is nou so wit soos sy hemp. Sy mond open en sluit soos 'n vis buite water, maar geen woorde kom uit nie. Hy kyk na Themba, wie se kalm oë nou direk op hom gerig is, dan na Lindiwe, wie se hand steeds uitgestrek is na die regter. Regter Botha neem 'n wankelrige tree vorentoe, dan nog een. Elke stap word sterker as die vorige een. Hy stap om die regterbank, sy beweging steeds lomp, maar vaster wordend, tot hy voor Lindiwe staan. Hoe is al wat hy kan sê? Lindiwe glimlag, 'n suiwer, kinderlike glimlag wat die erns van die oomblik verlig.
Die voorvaders het gesê u sal weer loop wanneer u die waarheid sien. En nou sien u dit. Die hofsaal het in 'n staat van totale chaos verval. Toeskouers spring op, roepend en pratend deurmekaar. Sommige wys na die regter, ander na Lindiwe en Themba. Die hofbeamptes probeer te vergeefs om orde te herstel. Regter Botha staan steeds, sy hele wese gesentreer op die ongelooflike sensasie van sy eie gewig op sy voete. Hy neem nog 'n stap, dan nog een, elke beweging 'n ontdekking van iets wat hy gedink het vir altyd verlore was. Stilte, roep hy uiteindelik, sy stem nou vol van die gesag wat altyd daar was, maar met 'n nuwe dimensie van ontzag. Hierdie hof sal orde handhaaf. Die lawaai bedaar geleidelik, maar die atmosfeer bly gelaai met spanning en verwondering. Pieter het teruggeval in sy stoel, sy gesig nou 'n masker van ongeloof en verwarring. "U edele," begin hy, sy stem nou swak en onseker, dit moet 'n toeval wees, 'n sameloop van omstandighede. Miskien 'n spontane herstel wat toevallig nou plaasgevind het. Regter Botha kyk na hom, dan na Lindiwe, dan na Themba. Daar is 'n nuwe helderheid in sy oë, asof 'n sluier opgelig is. "Ad van der Merwe," sê hy, "ek het 10 jaar gelede gehoor dat ek nooit weer sou loop nie. Die beste spesialiste in die land het dit gesê. En tog, hier staan ek." Hy draai na Themba. "Meneer Ndlovu, wou u altyd 'n mediese dokter word?" Themba skud sy kop. "Nee, u edele. Ek het die roeping van my voorouers gevolg. Dit is 'n pad wat baie ouer is as westerse medisyne. Maar u het nooit voorgegee om 'n mediese dokter te wees nie. U het nooit beloof dat u behandeling 'n plaasvervanger vir mediese sorg is nie. Nooit, u edele. Ek het altyd gesê dat my behandelings die gees versterk terwyl die liggaam genees. Soms is die gees sterk genoeg om die liggaam te help genees op maniere wat die wetenskap nie kan verklaar nie." Regter Botha knik en neem dan 'n besluit wat die hele verloop van die saak verander. Hierdie hof verdaag vir die dag. Môre begin ons van voor af met 'n volledige hersiening van alle getuienis en dokumente. Ek wil elke stukkie bewyse sien, elke verklaring, elke getuie weer hoor. Hy kyk na Pieter, wie se gesig nou 'n mengsel van skok en toenemende angs vertoon. "Ad van der Merwe, ek wil alle dokumentasie sien. Alle bewyse, ongeag of dit vir of teen die saak tel. Is dit duidelik?" Pieter knik stom, sy gebruikelike selfvertroue heeltemal verdwyn. "Die hof verdaag," verklaar die regter en stap van die podium af, elke tree 'n herbevestiging van die wonderwerk wat plaasgevind het. Buite die hofsaal in die gang kom Pieter tot verhaal. Sy gesig verharden in 'n masker van woede en vasbeslote ambisie. Hy wink sy junior vernoot nader. "Kry alles bymekaar," sê hy dringend. "Elke leer, elke dokument. Ons moet hierdie situasie onder beheer kry voordat dit hand uitdruk." "Wat het gebeur daar binne?" vra die vernoot, sy oë wyd. "Hoe kon die regter skielik?" "Dit was 'n toeval," snou Pieter. "Niks meer nie. Maar nou het ons 'n probleem. Botha is emosioneel beïnvloed. Hy kan nie meer objektief wees nie. Wat gaan ons doen?" Pieter se oë vernou. "Ons het nie 20 sake sonder verlies gewen deur op te gee wanneer dinge moeilik raak nie. Kry jou hand by forensiese rekenkunde op die lyn. Ek wil weet waar elke sent van Ndlovu se geld vandaan kom en waarheen dit gaan. En bel daai verslaggewer by die Kaapse Times. Dit is tyd om die publieke opinie in ons guns te swaai." Intussen in 'n klein konsultasiekamer sit Themba met Lindiwe op sy skoot. Nomsa stap heen en weer, haar gesig 'n mengsel van ongeloof en opwinding. "Wat het so pas gebeur?" vra sy, haar stem 'n gefluister, asof sy bang is dat die woorde self die werklikheid sal verander. "Hoe weet jy hoe het sy?" Themba glimlag rustig. "Ek het jou gesê dat Lindiwe 'n sterker gawe het as ek. Sy sien nie net die verlede en die hede nie, maar ook wat kan wees, die moontlikhede wat in elke mens skuil. Maar om iemand te laat loop na 10 jaar, dit is onmoontlik." "Niks is onmoontlik nie, Suster Nomsa," sê Lindiwe, haar stem nou weer die van 'n gewone 7-jarige. "Die regter se bene was nooit heeltemal gebreek nie. Die dokters het 'n fout gemaak. Hulle het gedink sy ruggraat is beskadig, maar dit was net swelling wat druk op die senuwees gesit het. Die swelling het lankal weggegaan, maar sy verstand het bly glo dat hy nie kon loop nie." Nomsa kyk verward na Themba. "Is dit waar?" Themba knik. "Die voorvaders het dit vir haar gewys. Die regter kon altyd loop, hy het net nie geweet hy kon nie."
Soms is die grootste kettinge die wat ons self smee. Maar hoe het sy geweet van sy ongeluk? Van die presiese besonderhede. Dieselfde gawe wat haar die waarheid oor sy bene laat sien het haar ook die waarheid oor sy verlede laat sien. Nomsa sak in 'n stoel neer. Dit is ongelooflik. Maar ons is nog nie uit die moeilikheid nie. Van der Merwe is 'n gedigte teenstander. Hy sal nie net opgee nie. Hy het te veel op die spel. Ja, stem Themba saam, sy oë skielik ernstig. En nou is hy gevaarlik, soos 'n gewonde dier. Hy sal enigiets doen om te wen. Die volgende oggend arriveer regter Botha by die hof sonder sy rolstoel. Hy stap stadig maar doelgerig, sy rug reguit, sy kop hoog. Die nuus het vinnig versprei en die hofsaal is volgepak met mense wat die wonderwerk vir hulself wil sien. Pieter is ook daar, sy houding oënskynlik herwin. Hy dra 'n vars pak, sy hare perfek gekam, sy roulette blink in die oggendlig. Maar diegene wat hom goed ken, kan die spanning in sy kaak sien, die dunheid van sy glimlag. Hierdie hof is nou in sessie, kondig die hofsekretaris aan. Regter Botha neem sy plek in, hierdie keer staande voor hy gaan sit. Gister begin hy het hierdie hof 'n gebeurtenis beleef wat buite die normale verloop van geregtigheid val. Ek gaan nie probeer om dit te verklaar of te verstaan binne die konteks van hierdie verhoor nie. Wat ek wel gaan doen, is om te verseker dat absolute geregtigheid in hierdie saak geskied. Hy kyk direk na Pieter. Ad van der Merwe, het u die dokumente wat ek versoek het? Pieter staan op, sy gesig 'n masker van professionele kalmte. Ja, u edele. My kantoor het die hele nag gewerk om alles bymekaar te kry. Hy beweeg vorentoe met 'n dik leer. Baie goed, sê die regter. Ek wil ook met elke getuie weer praat, persoonlik, in my kamers. Begin met Mef. Venter. Die dag vorder stadig terwyl die regter elke aspek van die saak in die fynste besonderhede ondersoek. In die namiddag keer hy terug na die hofsaal, sy gesig ernstig. Ek het die aanvanklike mediese verslae van die slagoffers bestudeer, sê hy. En ek het 'n vreemde patroon opgemerk. In elke geval, voordat hulle minder inklove geraadpleeg het dieselfde mediese praktyk hulle behandel, 'n praktyk wat toevallig deur Ad van der Merwe se broer besit word. 'n Gemompel van verbasing gaan deur die saal. Pieter se gesig word merkbaar bleker. Boonop gaan die regter voort, blyk dit dat die mediese verslae wat aan die hof voorgelê is, verskil van die oorspronklike verslae in die pasiënte se leers. Die oorspronklike verslae dui aan dat die slagoffer se toestande reeds verswak het voordat hulle minder inklove geraadpleeg het, nie daarna nie. Nou draai hy sy volle aandag na Pieter. Ad van der Merwe, kan hierdie diskrepansie verduidelik? Pieter staan op, sy selfversekerdheid nou duidelik geforseerd. U edele, ek was nie bewus van enige probleme met die verslae nie. Ek het vertrou op die inligting wat aan my verskaf is deur wie, Ad van der Merwe? Deur u broer se mediese praktyk. Deur dieselfde getuies wat, toe ek hulle privaat ondervra het, erken het dat hulle aangemoedig is om hul stories te verander. Die stilte in die hofsaal is oorverdowend. Pieter se mondhoeke trek in 'n gespanne grynslag, sy hande beweeg waar hulle op die tafel voor hom rus. U edele, begin Pieter, sy stem nou merkbaar anders as die selfversekerde toon wat hy voorheen gebruik het, daar moet 'n misverstand wees. Ek het geen wete van enige veranderinge aan mediese verslae nie. Regter Botha hou 'n dokument op. Hierdie is 'n e-pos vanaf u kantoor na die praktyk van Hendrik van der Merwe, gestuur 3 dae voor hierdie verhoor begin het. Dit gee spesifieke instruksies oor watter inligting beklemtoon moet word en watter aangepas moet word. Die regter se oë is nou yskoud. Die e-pos is onderteken met die voorletters Ad van der Merwe. Pieter se gesig verloor nou alle kleur. Dit moet 'n vervalsing wees. Ek sou nooit. Ek het ook met die slagoffers gepraat, onderbreek die regter hom. Met Mef. Venter, meneer Smit, Mef. Naidoo. Elkeen van hulle het erken dat hulle onder druk geplaas is om hul getuienis te verander. Sommige is selfs betaal. 'n Geskokte gereis gaan deur die hofsaal. Pieter staan nou heeltemal stil, sy lippe 'n dun streep, sy oë heen en weer skietend asof hy 'n ontsnappingsroete soek. U edele, tree Nomsa vorentoe, haar stem nou vol selfvertroue. Die verdediging vra dat hierdie saak onmiddellik verwerp word op grond van hierdie ernstige onetiese gedrag. Regter Botha knik stadig. Ek is geneig om saam te stem, Ad Kimalo. Maar eers wil ek weet hoekom.
Hoekom het Ad van der Merwe soveel moeite gedoen om hierdie spesifieke saak te dryf? Wat is die werklike motivering? Alle oë draai na Pieter, wat nou 'n stap terugneem, asof hy fisies wegdeins van die beskuldiging. Op hierdie oomblik van intense stilte en afwagting, praat Lindiewe, wat stilletjies langs haar pa sit. Dit is oor die grond, meneer regter. Regter Botha kyk na haar, sy wenkbroue gelig. Watter grond, my kind? Die grond waar my pa se kliniek is. Dit is naby die waterfront. Die groot maatskappy wil daar 'n winkelsentrum bou, maar hulle kan nie omdat my pa se kliniek daar is. Hulle het probeer om dit te koop, maar my pa wou nie verkoop nie. Dit is waar ons voorouers begrawe is. Die regter draai na Themba. Is dit waar, meneer Ntlofie? Themba knik stadig. Ja, u edele. My kliniek is op grond wat al vir geslagte aan my familie behoort. 3 maande gelede het 'n ontwikkelingsmaatskappy my genader met 'n aanbod om te koop. Toe ek weier, het hulle die aanbod verdubbel. Toe ek weer weier, het hulle gedreig. Watter maatskappy, vra die regter. Capitum Elite Properties, antwoord Themba. Regter Botha blaai vinnig deur 'n stapel dokumente voor hom. Capitum Elite Properties, 'n filiaal van der Merwe Holdings. Hy kyk op na Pieter, sy oë vol begrip. Die familie se maatskappy, Ad van der Merwe. U het hierdie hele saak geskep, hierdie hele vervolging, nie om geregtigheid te dien nie, maar om 'n stuk waardevolle eiendom te bekom. Pieter se houding verander skielik. Die masker van professionele kalmte val weg, vervang deur 'n uitdrukking van koue woede. U het geen idee van die ekonomiese impak van daardie ontwikkeling nie, snou hy. Honderde werksgeleenthede, miljoene in belasting, hupstoot vir die hele gebied. Alles geblokkeer deur een koppige man wat weier om sy primitiewe bygelowe op te gee. Sy woorde hang in die lug, openlike erkenning van sy ware motiewe. Die hofsaal is doodstil terwyl almal die implikasies besef. Regter Botha se gesig verharden. Hierdie hof is nie 'n instrument vir korporatiewe grypsig nie, Ad van der Merwe. Dit is 'n instelling van geregtigheid. Hy draai na die hofsekretaris. Kontak die prokureursorde onmiddellik. Ek wil 'n volledige etiese ondersoek na Ad van der Merwe se gedrag. U kan nie dit doen nie, protesteer Pieter, sy stem nou dringend. U is emosioneel beïnvloed deur wat gebeur het. U is nie meer objektief nie. Inteendeel, antwoord die regter kalm, ek sien nou helderder as ooit tevore. Hy draai na Themba. Meneer Ntlofie, alle aanklagte teen u word hiermee teruggetrek. U is 'n vry man. Die hofsaal breek uit in 'n mengsel van geskokte uitroepe en toejuiging. Themba sit eers stil, asof hy die nuus moet verwerk, dan staan hy stadig op. Lindiewe spring van haar stoel af en omhels haar pa, trane van vreugde op haar gesig. Pieter, wat nou sien hoe sy loopbaan, sy reputasie, sy hele lewe voor sy oë verkrummel, verloor alle selfbeheersing. Dit is belaglik, skree hy. U kan nie hierdie swendelaar glo bom my nie. Ek is Pieter van der Merwe. Ek het meer sake gewen as enige ander advokaat in hierdie land. Ek het regters soos u in my sak. Die stilte wat volg op hierdie uitbarsting is ijskoud. Regter Botha se oë vernou gevaarlik. Hofbeamptes, sê hy, sy stem laag, maar duidelik, neem Ad van der Merwe in hegtenis vir minagting van die hof en onder verdenking van omkopery, vervalsing van bewyse en belemmering van geregtigheid. Terwyl 2 hofbeamptes vorentoe tree, draai Pieter om en probeer na die deur hardloop. Maar sy pad word geblokkeer deur 'n groep joernaliste wat ingestroom het toe die nuus van die dramatiese gebeure begin versprei het. Laat my verby, eis hy, maar niemand beweeg nie. Die kameras begin te flits terwyl die eens magtige advokaat, nou in paniek, rondkyk vir 'n uitweg. Die hofbeamptes bereik hom, neem hom by die arms. Vir 'n oomblik oorweeg hy om te beklei, maar dan sak sy skouers in 'n gebaar van nederlaag. Sy oë ontmoet die van Themba, wat hom rustig aanstaar sonder 'n sweem van triomf of wraak. U verstaan nie, sê Pieter, nou amper pleitend. Daardie grond is die sleutel tot 'n ontwikkeling wat die hele stad sou bevoordeel. Nee, antwoord Themba rustig. Daardie grond is die sleutel tot genesing vir honderde mense wat jaarliks na my kliniek kom, mense wat die tradisionele wysheid soek wat my voorvaders vir generasies bewaar het. Terwyl Pieter weggelei word, draai regter Botha na die pers, hierdie hof sal 'n volledige verklaring uitreik. Maar laat dit duidelik wees, wat vandag hier gebeur het, was 'n triomf van geregtigheid oor gierigheid, van waarheid oor bedrog.
Na die saal gedeeltelik ontruim is, stap die regter af van die regterbank en na Themba en Lindiwe toe. Ek weet nie presies wat gebeur het nie, sê hy, sy stem nou sag en persoonlik, maar ek weet dat my lewe vir altyd verander is. Nie net omdat ek weer kan loop nie, maar omdat ek die waarheid kon sien toe dit voor my was. Lindiwe glimlag na hom. Die voorvader sê meneer regter het altyd die vermoë gehad om die waarheid te sien. Meneer moes net weer in die eie oog glo. Die regter kniel voor haar, nou op ooghoogte met die merkwaardige kind. En jy, klein Lindiwe, het die gawe om ander te help om die waarheid te sien. Themba lê sy hand op sy dogter se skouer. Sy die suiwerste siel wat ek ooit geken het. Die voorvaders het haar gekies om hul wysheid te dra. Meneer Ndlovu, sê die regter, ek wil graag meer leer van u tradisies, van die wysheid wat u met u dra. Nie as 'n regter nie, maar as 'n man wat 'n tweede kans op lewe gekry het. Themba knik. My deur staan altyd oop vir diegene wat met 'n oop hart kom. Buite die hofsaal wag 'n skare joernaliste en nuuskierige toeskouers. Kameras flits en vrae word uitgeroep toe Themba en Lindiwe uitstap, gevolg deur regter Botha wat nou stadig, maar selfversekerd loop. Meneer Ndlovu, roep een joernalis. Is dit waar dat u dogter 'n wonderwerk verrig het? Themba glimlag rustig. Daar is geen wonderwerke nie, net waarhede wat ons nog nie verstaan nie. Meneer Ndlovu, roep 'n ander, wat gaan u nou doen? Wat ek altyd gedoen het, antwoord hy. Ek gaan mense help om die genesing te vind wat hulle nodig het, sommige in hul liggame, ander in hul geeste, almal in hul siele. 'n Vrou druk vorentoe deur die skare. My seun het leukemie, sê sy dringend. Kan u hom help? Die dokter sê daar is geen hoop nie. Themba kyk na haar met oë vol deernis. Bring hom na my kliniek. Ek kan nie beloof dat ek hom sal genees nie, maar ek kan beloof dat hy nie alleen sal wees in sy stryd nie. Terwyl hulle deur die skare beweeg, fluister Lindiwe aan haar pa, die seun gaan gesond word, pappa. Ek het hom in my drome gesien, sterk en gelukkig. Themba glimlag, nie verbaas deur sy dogter se insig nie. Dan sal ons saam met hom werk, my kind. Die moderne medisyne en die wysheid van ons voorvaders, hand aan hand. Die dae wat volg op die dramatiese gebeure in die hofsaal is 'n warrelwind van verandering vir almal betrokke. Die nuus versprei vinnig deur Kaapstad, dan deur die hele Suid-Afrika en uiteindelik bereik dit internasionale nuuskanale. 'n Regter wat skielik kan loop na 10 jaar in 'n rolstoel, 'n prominente advokaat wat in boeye gesit word vir korrupsie, 'n tradisionele geneeser wat geregverdig word, dit is die soort verhaal wat die wêreld se aandag trek. Vir Pieter van der Merwe is die val uit genade vinnig en onverbiddelik. Die ondersoek deur die prokureursorde onthul 'n patroon van onetiese gedrag wat strek oor jare, vervalste bewyse, omgekopte getuies, selfs afpersing van opponente. Sy praktyk, eens die juweel van Kaapstad se regsgemeenskap, stort ineen soos 'n kaartehuis. Sy vennote distansieer hulself, sy kliënte verdwyn en sy reputasie word aan flarde geskeur in die pers. In sy luukse kantoor in die hoë gebou met uitsig oor die hawe, sit Pieter alleen, omring deur die oorblyfsels van sy eens formidabele loopbaan. Stapels dokumente wat nou as bewysstukke teen hom dien, lê verstrooid oor sy dierlesenaar. Sy telefoon lui onophoudelik, maar dit is nie meer kliënte wat sy dienste verlang nie, dit is joernaliste wat vir kommentaar vra of voormalige kliënte wat dreig met regstappe. Hy staar by die venster uit na die asemrowende uitsig wat hy altyd as sy reg beskou het. In die verte kan hy die klein stukkie grond sien wat die katalisator was vir sy ondergang, Themba Ndlovu se kliniek, 'n beskeie gebou wat nou die fokuspunt van 'n nasionale gesprek oor tradisionele geneeskunde geword het. Die deur van sy kantoor gaan oop en sy persoonlike assistent tree versigtig binne. Meneer van der Merwe, sê sy, haar stem ongemaklik, die polisie is hier. Hulle het 'n lasbrief. Pieter knik net, te moeg om selfs woede te voel. Toe die beamptes binnekom, staan hy op, strek sy hande uit vir die boeie wat hy weet gaan kom. Sy borgtog is geweier, te veel geld in buitelandse rekenings, te groot 'n vlugrisiko. Terwyl hy weggelei word deur die kantoor waar hy eens as koning geheers het, sien hy die oë van sy voormalige kollegas, sommige vol skok, ander vol verborgde tevredenheid. Intussen, in 'n heel ander deel van Kaapstad, is Themba Ndlovu se kliniek besiger as ooit tevore. Mense van heinde en verre kom om die man te sien wie se dogter 'n regter laat loop het, wie se wysheid 'n magtige advokaat ontmasker het. Hulle kom met alle soorte kwale en siektes, almal hopend op 'n wonderwerk. Maar Themba bly dieselfde nederige man.
Hy verduidelik geduldig aan elkeen dat hy nie wonderwerke verrig nie, dat hy slegs 'n kanaal is vir die wysheid van sy voorvaders. Hy verwys baie na mediese dokters en verwelkom diegene wat hy kan help met krye en raad wat oor generasies verfyn is. Papa, sê Lindiwe een aand terwyl hulle tee drink op die stoep van hul klein huis agter die kliniek, die mense dink ek het 'n wonderwerk gedoen. Themba glimlag na sy dogter. En wat dink jy, my kind? Lindiwe dink 'n oomblik na, haar jong gesig ernstig. Ek dink die regter het homself genees. Ek het net gehelp om die deur oop te maak wat hy self toegemaak het. Themba se glimlag verdiep. Jy is wyser as baie mense 3 keer jou ouderdom, Lindiwe. Ja, die grootste kettinge is die wat ons self smee, en die grootste genesing kom wanneer ons leer om hulle te breek. Die volgende oggend bring 'n onverwagse besoeker. Regter Willem Botha, nou sonder sy rolstoel, stap die smal paadjie op na Themba se kliniek. Hy beweeg nog steeds stadig, sy spiere steeds besig om te versterk na jare van onbruik, maar sy tred is vasberade. Themba verwelkom hom met 'n knik van erkenning. Regter Botha, welkom by my nederige praktyk. Nie meer as regter nie, antwoord Botha. Net Willem. Ek het bedank uit die regbank. Themba lyk verras. Hoekom? U was 'n goeie regter en regverdige man. Botha skud sy kop. Ek het geglo ek was regverdig. Maar nou besef ek hoeveel sake ek verhoor het sonder om werklik te sien. Hoeveel keer het ek oordele gevel gebaseer op vooroordele wat ek nie eens geweet het ek het nie. Hy kyk diep in Themba se oë. Ek wil van voor af begin. Ek wil leer om werklik te sien. Themba wys na 'n eenvoudige stoel. Sit asseblief. Vertel my meer. Willem gaan sit, sy bewegings nog steeds die van 'n man wat versigtig is met sy liggaam, asof hy steeds nie heeltemal vertrou dat sy bene hom sal dra nie. Ek het my hele lewe gewy aan die reg, begin hy. Ek het geglo dat feite en bewyse al is wat saak maak. Maar wat jou dogter gedoen het, dit val buite die raamwerk van alles wat ek gedink het ek weet. Wat presies dink u het my dogter gedoen, vra Themba sagkens. Willem dink lank na. Eerlik. Ek weet nie. Logies gesproke wil ek glo dat dit 'n merkwaardige toeval was, dat my liggaam om een of ander rede gekies het om op daardie presiese oomblik te begin herstel. Maar dan onthou ek haar oë, die manier waarop sy dinge oor my geweet het wat niemand anders kon weet nie. Hy skud sy kop. Ek het geen verduideliking nie. Miskien is daar sekere waarhede wat buite ons gewone verstaan lê, stel Themba voor. Miskien is daar meer tot genesing as wat in mediese handboeke geskryf staan. Dit is hoekom ek hier is, erken Willem. Ek wil verstaan. Nie net wat met my gebeur het nie, maar die wêreld wat jy bewoon, hierdie wêreld van tradisies en voorvaderlike wysheid. My hele lewe was so eng, so beperk tot wat ek kon sien en aanraak en bewys. Themba staan op en gaan na 'n rak toe waar dosyne flesse met krye staan. Hy neem een af en giet 'n klein bietjie van die inhoud in 'n koppie. Hy gooi kookwater by en gee dit aan Willem. Drink dit, sê hy. Dit sal jou help om te ontspan, om jou gedagtes oop te maak. Willem aarzel net vir 'n oomblik, dan neem hy die koppie en drink. Die tee is bitter maar nie onaangenaam nie, met 'n komplekse nasmaak wat lank bly hang. Vir baie jare, begin Themba, sy stem rustig en ritmies, het my mense geweet dat genesing nie net in die liggaam plaasvind nie. Dit begin in die gees, in die siel. Die westerse medisyne behandel die simptome, die pyn, die siekte. Maar ons tradisie soek die wanbalans wat die siekte veroorsaak het. Terwyl hy praat, voel Willem 'n warmte wat deur sy liggaam versprei, 'n gevoel van kalmte en helderheid wat hy selde ervaar het. Soms, gaan Themba voort, lê die wanbalans in die verhouding tussen 'n persoon en hul voorvaders. Soms lê dit in onopgeloste konflik, of in skuld wat nie erken is nie. En soms, soos in jou geval, lê dit in 'n leuen wat die verstand aan die liggaam vertel. Leuen, vra Willem, sy stem sag. Jou dokters het jou vertel dat jy nooit weer sou loop nie. Jou verstand het hierdie leuen geglo, en het jou liggaam oortuig om dit ook te glo. My dogter het nie jou rug genees nie, sy het jou verstand gehelp om die waarheid te sien. Dat jou liggaam altyd die vermoë gehad het om te genees. Willem se oë vol skielik met trane. Al hierdie jare, 10 jaar in daardie stoel. Moenie jouself verwyd nie, sê Themba sagkens. Jy het gedoen wat ons almal doen, jy het vertrou op die kennis van kundiges. Maar soms weet selfs die kundiges nie alles nie.
Op hierdie oomblik kom Lindiewe ingehardloop, haar gesig stralend met die sorgelose vreugde van kind wees. Sy stop toe sy Willem sien. "Regter Botha," roep sy uit. "U loop nog steeds." Willem glimlag deur sy trane. "Ja, my kind, danksy jou?" Lindiewe skud haar kop. "Nee, nie danksy my nie. U het altyd kon loop. U moes net onthou hoe." Die eenvoud en wysheid van haar woorde tref Willem diep. Hy kyk na hierdie buitengewone kind, dan na haar vader, en hy voel asof hy aan die begin staan van 'n lang reis. "Ek wil leer," sê hy. "Alles wat julle my kan leer." Themba knik. Die pad van kennis is lank en nie altyd maklik nie. Maar as jy bereid is om met 'n oop hart te luister, is daar baie wat ons mekaar kan leer. Willem staan op, sy bewegings nou meer seker, meer vertroue in sy eie liggaam. "Ek het my hele lewe geglo dat geregtigheid die hoogste doel is. Nou besef ek dat geregtigheid sonder wysheid net 'n leeuwoord is." Themba staan ook op en strek sy hand uit. Die twee mans, so verskillend in agtergrond en ervaring, maar nou verbind deur 'n buitengewone gebeurtenis, skud hande. "Môre begin ons," sê Themba. "Vandag rus en dink na oor wat jy reeds geleer het." Terwyl Willem vertrek, kyk Lindiewe op na haar pa. "Hy gaan 'n goeie leerling wees, ne pappa." Themba knik, sy oë vol trots vir sy merkwaardige dogter. "Ja, my kind. En jy gaan 'n goeie leermeester wees." 6 maande later het die lewe in Kaapstad 'n nuwe ritme gevind. Die sensasie rondom die wonderbaarlike genesing en die val van die magtige advokaat het begin afneem, vervang deur nuwe skandale en stories. Maar vir diegene direk betrokke, het die gevolge van daardie merkwaardige dag in die hofsaal steeds voortgeduur. Pieter van der Merwe se verhoor het begin, ingewikkelde saak met aanklagte wat strek van professionele wangedrag tot bedrog en omkopery. Hy het die beste regspan gehuur wat sy oorblywende geld kon koop, maar die bewyse teen hom was verplettend. Een na die ander het sy voormalige medewerkers teen hom gedraai, elkeen gretig om hul eie vel te red deur inligting te verskaf oor sy onwettige aktiwiteite. In die hof, nou as beskuldigde eerder as advokaat, het Pieter 'n skadu van sy vorige self gelyk. Sy dierpak het plek gemaak vir 'n eenvoudige hemp en broek, sy houding gebuig deur die gewig van sy oortredings. Sy roulettes was weg, verkoop om vir sy verdediging te betaal. Sy hare, eens perfek gesny en gestileer, was nou grys by die slape en verwaarloos. Op 'n koue wintersdag in Julie, terwyl reën teen die vensters van die hofsaal slaan, het die jury hul uitspraak gelewer, skuldig op alle aanklagte. Die regter, 'n streng vrou met geen geduld vir korrupsie in die regstelsel nie, het hom tot 12 jaar tronkstraf gevonnis. Toe die vonnis uitgespreek word, was daar geen uitbarstings van woede, geen desperate pleidooie nie. Pieter het net stil geknik, asof hy lankal geweet het wat sy lot sou wees. Toe die hofbeamptes nader kom om hom weg te lei, het hy opgekyk en vir 'n oomblik sy oë ontmoet die van Themba Ndlovu, wat stil agter in die saal gesit het. Daar was geen triomf in Themba se blik nie, geen wraak of selftevredenheid. Net 'n rustige aanvaarding en miskien sweem van deernis. Pieter het weggedraai, ongemaklik met hierdie laaste konfrontasie, en was toe weggelei na sy nuwe lewe agter tralies. In dieselfde tyd het Themba se kliniek 'n ongekende transformasie ondergaan. Die aanvanklike stormloop van nuuskieriges het geleidelik plek gemaak vir 'n bestendige stroom van mense wat werklik genesing soek. Die kliniek, eens 'n beskeie struktuur, is uitgebrei, maar het steeds sy eenvoudige karakter behou. Wat merkwaardig was die nuwe benadering. Willem Botha, die eertydse regter, het sy belofte gehou en het begin saamwerk met Themba. Saam het hulle 'n unieke benadering tot genesing ontwikkel, een wat tradisionele wysheid kombineer met moderne wetenskap. Mediese dokters uit die stad, aanvanklik skepties, het begin om na die kliniek te kom, aangetrek deur stories van merkwaardige herstel. In plaas van vyandigheid het hulle dialoog gevind, 'n gewilligheid aan beide kante om te leer en te deel. "Ons behandel nie dieselfde dinge nie," het Themba aan 'n groep jong dokters verduidelik tydens 'n seminar wat in sy kliniek gehou is. "Julle behandel die siekte. Ons behandel die persoon. Saam kan ons die hele mens genees." Willem, wat langs hom gestaan het instemmend geknik. In die 6 maande sedert sy eie genesing het hy diep in Themba se tradisies gedelf, nie as 'n toerist nie, maar as 'n ernstige student van 'n ander soort wysheid. "Wat ek geleer het," het hy bygevoeg, "is dat genesing nie net 'n fisiese proses is nie. Dit is 'n reis wat die liggaam, die verstand en die gees insluit."
Westerse medisyne fokus hoofsaaklik op die liggaam. Tradisionele praktyke soos die van Themba fokus op die verbintenis tussen al drie. Die dokters het notas gemaak, vrae gevra, sommige skepties, ander nuuskierig. Maar almal was daar, luisterend, oop vir nuwe moontlikhede. Dit was 'n klein begin, maar 'n betekenisvolle een. Lindiewe, nou 8 jaar oud, het gegroei in haar rol as haar pa se assistent. Haar merkwaardige gawe om dinge te sien wat ander nie kon sien nie, het sterker geword. Sy het begin om spesifieke pasiënte te identifiseer wat haar hulp nodig gehad het, diegene wie se siektes gewortel was in ou traumas of diep verborge emosionele wonde. Op 'n warm somersdag in Desember, presies 6 maande na die hofsaak, het 'n onverwagse besoeker by die kliniek opgedaag. 'n Deftige, middeljarige vrou, elegant gekleed, het by die deur ingestap, haar oë skanderend die eenvoudige ontvangsarea. "Kan ek help?" het die jong ontvangsdame gevra. "Ek soek meneer Ntlofie," het die vrou gesê, haar stem styf van spanning. "Het u 'n afspraak?" "Nee. Maar ek dink hy sal my wil sien." Sy het 'n diep asem geneem. "Ek is Sophia van der Merwe, Pieter se vrou." Die ontvangsdame se oë het effens weier geraak, maar sy het professioneel gebly. "Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Neem asseblief plaas." Themba was in die tuin agter die kliniek besig om kruie te sny toe die boodskap hom bereik. Hy het die sker neergesit, sy hande afgevee aan sy voorskoot en na binne gestap. Sophia het opgestaan toe hy die kamer binnekom. Daar was 'n oomblik van stilte terwyl hulle mekaar bestudeer het, die vrou wie se man se loopbaan en lewe verwoes is, en die man wat onregmatig beskuldig was. "Mef. Van der Merwe," het Themba uiteindelik gesê, sy stem kalm en verwelkomend. "Kom gerus na my kantoor." Sy het hom gevolg na 'n eenvoudige kantoor, versierd met tradisionele kunswerke en gevul met die geur van gedroogde kruie. Lindiewe was daar, besig om etikette te skryf vir klein flessies medisyne. Sy het opgekyk toe hulle binnekom, haar oë onmiddellik gerig op die besoeker. "Lindiewe," het Themba gesê, "gaan help asseblief vir Willem met die nuwe plante." Die meisie het geknik, maar voor sy uitgaan, het sy gestop voor Sophia. "Jou hart is seer," het sy eenvoudig gesê. "Maar dit kan genees word." Sophia het na haar gestaar, haar lippe effens bewend, dan het sy geknik. Lindiewe het uitgestap, die deur saggies agter haar toegemaak. "Sy is buitengewoon," het Sophia gesê, haar stem skaars 'n fluistering. "Ja," het Themba ingestem. "Sy is." Hy het na 'n stoel gewys. "Sit asseblief. Hoe kan ek help?" Sophia het gaan sit, haar rug reguit, haar hande rusteloos in haar skoot. "Ek weet nie hoekom ek hier is nie," het sy erken. "Na alles wat gebeur het wat my man aan jou gedoen het. Jy het elke reg om my weg te wys." "Maar ek het nie," het Themba rustig gesê. "Niemand wat genesing soek, word ooit hier weggewys nie." Sophia se oë het skielik met trane gevul. "Genesing," het sy herhaal. "Is dit wat ek soek? Miskien. My lewe het in duie gestort, meneer Ntlofie. Alles wat ek gedink het ek weet oor my man, oor my lewe, dit was alles gebou op leuns." Themba het net stil gesit, luisterend, sy gesig 'n masker van kalm aandag. "Ek het nie geweet wat hy gedoen het nie," het sy voortgegaan. "Al die onwettige dinge, die onetiese praktyke. Of miskien wou ek dit nie weet nie. Dit was makliker om net die voordele te geniet, die huis, die motors, die status." Sy het haar trane weggevee. "Nou is dit alles weg. Die huis is verkoop om vir sy regskoste te betaal. Ons het bankrot gegaan. My vriende, hulle vermy my asof ek 'n siekte het. Dit klink of jy baie verloor het Themba gesê. "Alles," het sy beaam. "Behalwe my trots. Dit het ek vandag hier agtergelaat toe ek besluit het om jou te kom sien." "Trots is soms die swaarste las om te dra," het Themba geantwoord. "Om dit neer te lê kan die begin van ware genesing wees." Sophia het diep asemhaal. "Ek het gekom om verskoning te vra," het sy gesê. "Nie namens Pieter nie, hy moet self verantwoordelikheid neem vir wat hy gedoen het. Maar vir myself. Vir die feit dat ek blind was vir sy onreg, dat ek voordeel getrek het uit sy dade sonder om vrae te vra." Themba het stadig geknik. "Verskoning aanvaar, mef. Van der Merwe. Maar ek dink daar is 'n dieper rede vir jou besoek vandag." Sy het haar oë afgewend. "Ja. Daar is 'n probleem met my gesondheid." "Niks ernstig nie," sê die dokters.
Net stres, angs, depressie. Hulle het medisyne voorgeskryf, maar sy het haar skouers opgehaal. Dit help nie met die leegheid nie. Met die skaamte. Skaamte is 'n swaar las, het Themba gesê. Dit kan die liggaam siek maak, net soos dit die gees siek maak. Presies, het sy gefluister. Ek het gehoor dat jy mense help met meer as net fisiese probleme. Themba het opgestaan en na 'n klein kas geloop. Hy het 'n pakkie gedroogde kruie uitgehaal en dit vir haar gegee. Maak 'n tee met hierdie elke aand voor jy gaan slaap. Dit sal help met die angs. Sy het dit geneem, duidelik verras deur die eenvoud van die behandeling. Is dit al? Nee, het hy gesê. Die kruie is net vir die simptome. Vir die ware genesing moet jy 2 dinge doen. Eerstens, jy moet die skaamte loslaat. Wat jou man gedoen het, was nie jou skuld nie. Sophia het in asem gesnak, asof sy 'n fisiese hougevoel het. Maar ek het daarby gebaat. Ek het in weelde geleef terwyl hy ander bedrieg het. Was jy bewus daarvan, het Themba gevra. Nee, maar dan begin jou skuld en verantwoordelikheid op die oomblik toe jy bewus geword het, nie vroeër nie. En jy is hier, neem verantwoordelikheid. Dit is die eerste stap. Sy het geknik, trane nou vrylik op haar wange. En die tweede ding. Jy moet vergewe, het hy eenvoudig gesê. Pieter, het sy gevra, verward. Nee. Jouself. Die woorde het in die lug gehang, swaar met betekenis. Sophia het lank stil gebly, verwerkend, dan het sy stadig geknik. Ek sal probeer, het sy gesê. Beide dinge. Goed, het Themba gesê. Kom terug oor 'n week. Bring die kruitjie saam, en ons sal sien hoe dit gaan. Toe sy opstaan om te vertrek, het sy gehuiwer. Daar is een laaste ding. Pieter, hy vra of hy jou kan sien. Themba se wenkbroue het gelig in verrassing. En die tronk? Sy het geknik. Hy het nie gesê hoekom nie. Net dat dit belangrik is. Themba het 'n oomblik nagedink, dan geknik. Sê vir hom ek sal kom. Nadat Sophia vertrek het, het Lindiwe teruggekom na die kantoor. Gaan jy regtig na die slegte man toe, papa, het sy gevra. Themba het glimlaggend na sy dogter gekyk. Is hy slegte man, Lindiwe? Of net 'n man wat slegte dinge gedoen het? Sy het haar kop skuins gedraai, nadenkend. Ek dink hy is 'n man met 'n seer in sy hart, 'n ou seer wat hom kwaad gemaak het. Themba het geglimlag. Miskien is dit presies hoekom hy my wil sien. 'n Week later het Themba deur die swaar sekuriteitshekke van die Pollsmoor gevangenis gestap. Na deeglike deursoeking is hy na 'n besoekersarea gelei waar Pieter van der Merwe gewag het. Die verandering in die eens trotse advokaat was skokkend. Hy het verouder, sy gesig nou diep gelyn, sy oë hy het opgestaan toe Themba nader kom, sy beweging styf en ongemaklik. Dankie dat jy gekom het, het hy gesê, sy stem skaars herkenbaar. Jou vrou het gesê jy wou my sien, het Themba geantwoord, sy eie stem neutraal. Hulle het gaan sit aan teenoorgestelde kante van 'n tafel. Vir 'n lang ruk het Pieter net na sy hande gestaar, asof hy die woorde daar kon vind. Ek verstaan nie wat gebeur het nie, het hy uiteindelik gesê. In die hofsaal met die regter, dit was onmoontlik. Baie dinge lyk onmoontlik totdat hulle gebeur, het Themba geantwoord. Kan jou dogter kan sy regtig mense genees? Themba het sy kop effens skuins gekantel. Is dit hoekom jy my laat kom het? Om oor my dogter se vermoëns te vra. Pieter het opgekyk, sy oë skielik vol van 'n intensiteit wat herinner het aan die man wat hy eens was. Nee. Ek het jou laat kom omdat ek wil verstaan. Alles wat ek geglo het oor die wêreld, oor hoe dinge werk, dit is alles omvergewerp. As wat ek gesien het werklik gebeur het, as jou dogter regtig die regter genees het. Dan wat, het Themba gevra. Dan het my hele lewe op 'n leuen berus, het Pieter gefluister. Dan is daar meer tot hierdie wêreld as wat ek ooit besef het. Themba het lank na hom gekyk, asof hy diep in Pieter se siel kon sien. Dit is die begin van wysheid, het hy uiteindelik gesê. Om te besef hoeveel ons nie weet nie. Pieter het sy gesig in sy hande begrawe. Dis te laat vir my, het hy gesê, sy stem gebreek. My lewe is verby. Nee, het Themba gesê. Jou ou lewe is verby, 'n nuwe een het begin die oomblik toe jy begin vra. Pieter het opgekyk en vir die eerste keer was daar iets soos hoop in sy oë. Kan jou dogter my ook help? My genees. Van wat, het Themba gevra.
Van hierdie woede, hierdie bitterheid wat my hele lewe vergiftig het. Wat my gedryf het om enige iemand te vertrap wat in my pad gestaan het. Themba het sy hand uitgestrek en dit op Pietersen geplaas, 'n gebaar wat die wagte laat frons het, maar wat hy nie teruggetrek het nie. Die genesing het reeds begin, het hy gesê. Die erkenning van die siekte is die eerste stap. Toe Themba die gevangenis verlaat, was die son besig om te sak, die lig 'n glorieryke mengsel van goud en rooi. Hy het vir 'n oomblik stil gestaan, sy gesig opgehef na die laaste strale. By die kliniek het hy Lindiwe gevind, besig om haar huiswerk te doen onder Willem se toesig. Die voormalige regter het nou gereeld gehelp met haar opvoeding, haar buitengewone verstand 'n uitdaging vir haar gewone onderwysers. En het Willem gevra toe hy Themba sien. Hoe was dit? Themba het glimlaggend gaan sit. Dit was betekenisvol. Selfs in die donkerste plekke kan lig begin skyn. Lindiwe het opgekyk van haar boek. Het die slegte man jou vergewe, papa? Themba het gelag by haar direkte vraag. Ek dink hy het begin om homself te vergewe, Lindiwe. En dit is dalk die belangrikste. Willem het geknik, sy eie oë vol begrip. Dit is die moeilikste soort vergifnis. Die drie van hulle het daar gesit in die sagte aandlig, elkeen bewus van die merkwaardige reis wat hulle saamgebring het. Man wat gedink het hy sou nooit weer loop nie. 'n Tradisionele geneeser wat byna sy vryheid verloor het. 'n Kind met 'n buitengewone gawe. En in 'n sel nie ver daarvandaan nie, 'n gevalle man wat die eerste tree op sy eie pad na genesing geneem het. Dis vreemd, het Willem nadenkend gesê, hoe een oomblik, een gebeurtenis, soveel lewens kan verander. Die voorvaders sê dat alle lewens soos riviere is, het Themba geantwoord. Hulle vloei apart, maar uiteindelik vloei hulle almal saam in dieselfde groot see. Lindiwe het haar boek toegemaak en opgestaan. Sy het na die venster geloop en uitgekyk na die laaste ligstrepe aan die horison. Dit gaan reën môre, het sy eenvoudig gesê. Themba en Willem het na mekaar gekyk en geglimlag. Sommige gawes verander nooit. Dan plant ons die nuwe krye môre, het Themba gesê. Onder die reën, sodat hulle sterk kan groei. Die nag het saggies oor Kaapstad gedaal, die sterre een vir een verskyn bo die berg. In die kliniek, in die tronk, in huise reg oor die stad, het mense geslaap en gedroom, elkeen op hul eie pad na genesing, na begrip, na die waarheid wat dieper lê as wat die blote oog kan sien. Vimda hysteria. Geagte luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Themba, Lindiwe en regter Botha julle aangegryp het. Om meer inspirerende verhale soos hierdie te hoor, het ons 'n spesiale speellys saamgestel. Vind dit hier deur aan die linkerkant te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n duim op te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle kommentaar te lees.